Ons gaan saam lees Spreuke 31 daar vanaf die 10de vers. Dit is 'n bekende gedeelte. Dit handel oor die deegsame vrou. Ons lees saam Spreuke 31 vanaf vers 10. U sal sien die verse is genommer, Alef, Bet, Gimel, Dalet, dis die Hebreëse letters van die alfabet. Ek gaan dit uitlos in die voorlesing. Dit gaan oor, dis die afbreking van die spesifieke verse wat hier vir ons gegee word. Ons lees saam Spreuke 31 vanaf vers 10. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as dit nog nag is, en gee voedsel aan haar huisgesin, en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag, en hou haar arm stewig. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens, haar tabbert is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte, as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrig is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns stree op en noem haar gelukkig. Haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, hoe wonderlik is dit om in hierdie oggend ook so by mekaar te kan wees in die huis. Here, om saam die woord te kan lees en dit te kan oordink. Here, en op hierdie dag, al is dit 'n wêreldse dag, Here, te kan kyk na die moeders in ons lewens. Here, in die eienskappe van 'n goeie vrou, 'n deegsame vrou in hulle te kan sien. Here, daarom sit U gemeente. En ons vra, spreek U met ons. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd wil luister. Breek vir ons die brood van die lewe oop. En voed ons dat ons nuwe krag kan kry. Te gaan leef soos wat U ook van ons as gemeente vra. Here, ek bid dit in afhanklikheid van U die Vader wat vir ons versorg. En ons doen dit omdat die Seun vir ons in ons plek gekruisig is en
die verhouding met U herstel het, en ons doen dit deur die werking van die Heilige Gees in ons. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wat is 'n huis sonder 'n moeder? En vanoggend kan ek dit spesifiek vir ons kinders vra. Wat gebeur as jou ma vir so 'n week iewers gaan kuier en jy is alleen by die huis saam met jou pa? Gewoonlik is die huis deurmekaar. Klere lê sommer oral op die vloer gestrooi. Die kombuis is vuil en die dag voordat ma terugkeer, moet ons spring om alles skoon te maak. Helfte van daardie week wat ma nie daar is nie, eet ons of braaivleis of 2-minute noodles. Want 'n huis sonder 'n moeder is eenvoudig leeg. En daarmee sê ek nie dat paas nie bevoeg is om 'n huishouding aan die gang te hou. Maar 'n vrou bring net iets anders na die tafel. Iets wat ons as mans nie doen nie. Nou hoor ek al klaar die mense van die wêreld. Dominee, jy kan nie so seksisties wees nie. Dominee, 'n ma en 'n vrou is meer as dit. Vrou kan alles doen wat 'n man kan doen en selfs meer. Jy kan hulle nie in 'n boksie kom sit nie. En ek kan nie stry nie. Ek dink baie van die vrouens in hierdie gemeente kan dit wat ons mans doen selfs beter doen as ons. Maar is dit die doel waarmee God ons gemaak het? Het God nie die man en die vrou elkeen besonders gemaak met besonderse eienskappe om besonderse take vir hom te verrig? Kom ons dink terug aan die skepping. Genesis 1 en 2 skep God die wêreld. En op die 6de dag maak hy die mens. Hy skep vir Adam. En hy sê vir Adam, gaan benoem al die diere in hierdie skepping. En Adam sien, maar daar's nie vir hom 'n hulp nie. Daar's nie vir hom 'n maatjie, daar's nie een wat by hom pas nie. Dan neem God sy ribbebeen en uit die ribbebeen uit formeer hy vir hom 'n maat. Een na sy beeld, een om hom te help, sy vrou Eva. En dan die man en die vrou is die opdrag gegee, wees vrugbaar, vermeerder. Dit beteken, julle moet kinders hê. Bou 'n familie om so hierdie aarde te vul, om die menslike geslag uit te brei en heers oor alles wat God gemaak het. Wat ons besef, is God het vir Adam as die hoof van die huis geskape. Vir Eva as sy hulp. Nou wat beteken dit dat Eva die hulp is? Beteken dit dat pa is die baas en ma moet spring as hy so sê? Beteken dit mamma is soos 'n huishulp wat agter jou moet skoonmaak? Wat jou 24/7 moet bedien? Nee. Dit is nie wat dit beteken om 'n hulp te wees nie. En daarom kom God en hy gebruik Salomo in Spreuke 31 om vir ons 'n prent te gee van hoe 'n goeie vrou moet lyk. Nou as ons vanoggend oor 'n goeie vrou in die totaliteit moet praat en al hierdie eienskappe moet bespreek, gaan ons baie lank hier sit. Want 'n goeie vrou is baie dinge. Maar ons kan vanoggend by 'n paar eienskappe stil staan wat veral met die moederskap te doen het. Die eerste ding vind ons in vers 15. Sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Hier lees ons van 'n moeder se hart wat ingestel is daarop om vir haar huisgesin te voed. Ons lees hier net van 'n ma wat
vroeg opstaan as dit nog nag is om die brood gaar te maak nie. Nee, ons lees van 'n ma wat werk om daardie voedsel op die tafel te sit. Die 2 verse net voor dit praat van hoe sy met haar hande werk, hoe sy wol en vlas bymekaar maak. Dis maniere gewees om voedsel te kry. Sy het handel gedryf daarmee. En die vers net voor dit in vers 14 lees ons dat sy soos die skepe die brood van ver af ingebring het. Julle al gedink, wat doen ons maas om 'n bord kos op die tafel te sit? Van ons maas werk 'n 8 tot 5 werk. Ander is huismoeders, maar het julle al gedink, wat doen 'n moeder sodat ons kan eet? Hulle werk hulle vingerstompies vir ons. En hoe hanteer ons hulle? Baie keer soos grond. Ons is ondankbaar. Ons moet eintlik dankbaar wees dat ons maas hierdie beeld van 'n goeie vrou uitdra. Want het julle al gedink, hoeveel mense vandag net wens om weer hulle ma se kos te eet? Die tweede eienskap waarby ons stil staan, is 'n deegsame vrou is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huis dra skarlakenstof, vers 21. Jou ma ooit vir jou gesê, gaan trek aan 'n baadjie? 'n Moeder se hart is so ingestel dat sy haar kinders teen die koue wil beskerm. Dalk is dit warm op hierdie stadium en jy's opstandig, jy wil nie jou baadjie gaan haal nie, maar jou ma weet dat dit later kouer gaan word en dat jy dan gaan koud kry en dat jy gaan siek word. 'n Moeder is ingestel om haar gesin te beskerm, waar 'n pa is partykeer so gefokus op die taak aan hand. Hy is so gefokus op dit wat hy wil doen dat hy sy eie baadjie by die huis vergeet. Goeie ma is daarom nie bekommerd oor iets soos die sneeu nie. Want sy weet, haar gesin is met die skarlakenstof bedek, hulle is met die beste, die duurste baadjie aangetrek, die storms van die lewe kan maar kom, hulle is beskerm. En gewoonlik kla ons oor die liefde waarmee ons ma ons hanteer. Eintlik moet ons net dankbaar wees, want dis 'n teken van 'n goeie moeder, 'n goeie vrou. Die laaste eienskap waarna ons kyk is vers 26. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrig is op haar tong. Wie van u het al jou ma gevra vir raad? Ek dink almal het al. Mamma, hoe lyk hierdie nuwe baadjie van my? Mamma, wat dink ma oor hierdie saak? En ek dink baie van ons jong mense moet meer begin op ons ma se raad te gaan fokus, veral wanneer dit kom by die keuse van 'n huweliksmaat. Want 'n ma, sê hulle, het net daardie instink, daardie gevoel. Is dit nie wysheid nie? Is wysheid nie net kennis en ondervinding? En wie ken jou beter as jou eie ma? En saam met die ondervinding wat sy in die lewe al gekry het, behoort ons meer na hulle raad te luister. Want terselfdertyd is onderrig op haar tong. Nou vandag lyk ons skolestelsel al baie anders. Vandag stuur ons kinders na 'n skool toe waar hulle geleer word. In die tyd wat Spreuke geskryf is, was dit nog nie so nie. 'n Ma het fisies haar kind geleer van al die basiese vaardighede. As 'n seun oud genoeg geword het, sy pa hom geneem en het hom 'n ambag gaan leer. As ons dink aan ons tyd, 'n seun wat nie college toe gaan of nie universiteit toe gaan nie, maar kom boer, sy pa leer hom daardie vaardighede, maar 'n ma het die dogter geneem
En sy het daardie dogter geleer hoe om 'n deegsame vrou te wees. Sy het haar geleer hoe om naaldwerk te doen. Sy het haar geleer hoe om te spin. Sy het haar geleer hoe om 'n tuin te maak met vrugte en groente. En sy het geleer hoe om kos te maak. Sy het geleer hoe om 'n huisgesin te onderhou. Want dit was 'n deegsame vrou. Nou as ons vanoggend op Moedersdag bietjie dink aan ons eie ma's, dan moet ons erken, hulle is goeie vrouens. Nou kan julle vra, maar hoekom staan ons vanoggend stil in 'n erediens by 'n moeder? Is die erediens nie veronderstel om gefokus te wees op Christus nie? Hoekom is ons besig met mense? Geliefdes, Christus is die bruidegom. Die gemeente is die bruid. As Salomo hier in Spreuke die beeld van 'n goeie vrou gee, gee hy ook die beeld van die bruidskerk wat Christus wil hê. Want die gemeente moet versorg. Een van die take wat by die diakonie hoort, die diakonie is daar om aan die fisiese liggaamlike versorging te doen, maar terselfdertyd moet daar ook die brood van die lewe bedien word. Daarom is dit nodig dat die gemeente hulle barmhartigheidstaak uit gaan leef, terwyl ons gevoed word met Christus. Nou hoe doen ons dit? Ons doen dit eerstens deur die offer wat ons na die huis van die Here toe bring, want dit stel die gemeente in staat om die barmhartigheidstaak uit te oefen. Ons doen dit deur byvoorbeeld ons aksie van die kerkskiet, ons doen dit deur ons bazaar, ons doen dit deur te werk vir die Here. Want die Here soek nie 'n lui gemeente nie. Hy soek 'n deegsame vrou wat hard werk vir haar kinders. Terselfdertyd gebruik die Here my as prediker om die brood van die lewe oop te breek, om aan die evangelie te verkondig, maar hy verwag van ons elkeen om in ons stilte tyd die woord van die Here te bestudeer, dat ons gevoed word en sterk kan word in hom. Verder beklee die gemeente sy lidmate, en dit beteken nie net 'n klerebank waar ons gemeente kan gaan klere haal of 'n barmhartigheidsfonds waaruit ons klere koop nie. Nee, dit is iets dieper, want hier word gepraat van die beskerming teen die storms, teen die elemente, teen alles wat daar buite woed. Hoe beskerm ons as gemeente nog ons lede? Droogte, vloede. Hoe ondersteun ons mekaar? Is ons die baadjie van liefde wat ons naaste nog bewaar teen die sneeu wat buite val? En laastens behoort die gemeente se mond vol te wees van wysheid. En vriendelike onderrig moet op ons tonge wees. Ons moet gevul wees met die wysheid van God deur die Heilige Gees in ons gewerk, en ons moet dit gaan verkondig aan die wêreld. Ons moet almal gaan leer van die liefde van ons bruidegom, hoe hy sy lewe opgeoffer het vir ons as bruidskerk. Ja, hy is die bruidegom, en hy verwag van ons as bruid om 'n deegsame vrou te wees. Kom ons sluit af met 'n baie belangrike vraag. Hoekom doen 'n vrou dit? En daarmee saam, hoekom doen die gemeente dit? En baie van u gaan dalk nie van die antwoord hou nie. Maar 'n vrou doen dit om haar man te eer. Ons lees daarvan in vers 23, dit gaan daaroor dat die man bekend is in die poorte van wie sy vrou se hande werk. Deur dit wat die vrou doen, word die man geëer. Dit is nie deur wat hy doen nie. So 'n eerbare vrou
dra die deugde om haar man te eer. En uit daardie eerbare vrou uit kom goeie kinders na vore. Net so vereer die gemeente vir Christus deur die eienskappe van 'n eerbare en 'n deegsame vrou te dra. En uit 'n deegsame gemeente kom kinders van God. Daarom het Calvin gevra het, hoe word God verheerlik in alles wat ek doen? Mag die maas van hierdie gemeente vir ons 'n voorbeeld wees van hoe om te leef. En mag die gemeente die eienskappe van 'n deegsame vrou uitleef tot eer van God, tot eer van haar bruidegom. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons 'n dag kan afstaan, Here, om ook aan ons moeders te dink. Here, dat hulle deegsame vrouens is tot U eer. Here, maar gee dat ons nie net een dag daarin sal vaskyk nie, maar dat ons elke dag, en elke ding wat hulle vir ons doen, ook ons maas sal waardeer. Here, dankie dat U hierdie gemeente ook so toegerus het, dat ons die eienskappe van 'n goeie vrou kan uitleef. Here, ek bid, maak ons hande sterk, om dit elke dag te doen. Here, waar ons een van die dae ook besig is met aksies, die kerkskiet, funksies wat gereël word om fondse in te samel, om ons as gemeente sterk te maak, om ook die take uit te oefen van besorging. Here, gee dat ons opreg daardie opdrag van ons sal uitleef, dat ons nie 'n lui bruid sal wees nie, maar dat ons hart en siel daarin sal stort, om U daarin te vereer. Here, ek bid dat U met ons sal gaan in hierdie week. Here, lei ons in al die dinge wat gebeur. Here, U ken elkeen van ons omstandighede. Bring ons ook weer volgende week hier by U huis bymekaar. Here, hierdie dinge bid ons nie in onsself nie, ons bid dit in afhanklikheid voor U, ons God en Here. Ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.